Ons eerste vraag aan 'n baie besige Wiaan was: waar het sy liefde vir die wildbedryf begin? Ja, ek dink dit het lank terug begin. Ek was gelukkig geweest om groot te word naby die veld en die geleentheid gehad om te begin jag saam met my oupa hulle in die plaas se naam was Gowrie, nou deel van Sabi. En 3-4 jaar oud vir 'n maand gaan kamp. So ja, ek het regtig die geleentheid gehad om as 'n klein seentjie geprikkel te word deur die wildlewe en deur die natuur en toe was dit nog glad nie 'n bedryf gewees nie. Toe was wild nog meer vir die skoolhoof en die predikant en vir jou vriende. En baie gedroom van daai tye af tussenin as ons op die lande werk gedink, "Jessie, eendag sal dit wonderlik wees om dit te kan doen." Nooit gedink dit gaan realiseer nie. Ek het groot geword op 'n plaas tussen Senekal en Vicksburg, ook nie tradisionele wildgebied nie. Baie na Namibië toe gegaan, daar gaan jag. En het maar my agterkop gebly. Ek is universiteit toe, Potch toe na skool. Gestudeer, student gewees en toe ek klaar gestudeer het ek besef dit wat ek regtig wil doen is ek wil 'n boer wees. Ek wil gaan boer. Dit was moeilik geweest, ons het nie groot genoeg grond gehad nie en my pa het my die geleentheid gegee deur vir iemand anders te gaan werk dat ek op sy huurgrond kan aangaan. In 1996 het ek vir die eerste keer in Noord-Kaap gekom en toe op die plaas Doringlaagte 10.000 hektar die mooiste kameeldoring savannaveld wat nou toevallig deel is van die Mokala Nasionale Park. En daar het ek gesien, maar ek dink die werklikheid is by my. Hier is 'n geleentheid. In 97 het ek by my skoonpa begin werk as plaasbestuurder, dan sy beeskudde gekyk, stadig met wild begin. As hy oor see gaan toer het en hy kom terug, het ek 'n draad of 2 afgebreek en 'n draad of 2 gelig en hy was nie altyd so bly gewees en gedink dis 'n goeie gedagte nie. Ek kan nog onthou die eerste keer het hy vir my gesê, jy weet, ou kan eers 'n kas brandewyn met die wildinkomste koop wat jy 'n jaar verdien het nie. In 2000 het hy en Abel Erasmus toe die eienaar van Wintersoek Beleggings bymekaar gekom, die 2 stukke grond bymekaar gesit en het dit 'n volwaardige wildsplaas van 20.000 hektar geword. Abel Erasmus in 88 al reeds begin, hy's nou die eienaar van Ottersloof en daar het ek vroeg die geleentheid gekry om die blootstelling te kry en deel te raak van die bedryf. 98 my PH-kursus gedoen, 2001 bestuurder geword van Wintersoek Beleggings en so maar die trappe geklim, betrokke geraak by die buitelandse bemarking, die teelkuddes begin en die boerdery uitgebrei. Van daar af het dit vinnig gegaan. 2005 het die staat die stuk grond uitgekoop om Mokala Nasionale Park te begin en het ek op my eie gegaan. Ek was baie bevoorreg dat ek die geleentheid gehad het om die Wintersoek naam te gebruik in plaas van om 'n pakket te vat en het ek 'n 2 waggebietjie waar ons nou is begin op 2000 hektar. Ek het grond langs aan begin hier. Ek het beleggers gekry wat inkom in die bedryf en ek het so begin om deel te raak. Van die begin af was dit ook my visie geweest dat mens moet deel raak van die totale waardeketting. En was ek gelukkig geweest om 2010 het Henny Gous betrokke geraak by die Wintersoek visie en die Wintersoek droom en het hy ingekoop as 'n 50% aandeelhouer. En ek dink dit is seker die beste ding wat ek ooit in my lewe gedoen het want ek dink hy gee baie struktuur en baie rigting in ons besigheid en hy gee my die geleentheid om rondhardloop en te doen waarvoor ek lief is en wat ek glo ek redelik goed kan doen en dit is om fisies wild te boer, deel te wees van die bedryf, betrokke te wees, ook binne in die organiserende wildbedryf. En dis waar ons nou is en ek sien uit na nog lekker jare en ek dink dis 'n bedryf wat verseker die beste opsie is op die stadium in Suid-Afrika, veral op marginale landbougrond. In die volgende episode gesels Wiaan met ons oor die jagbedryf. Ek dink as ons terugkom na die jagbedryf toe, dink ek dis die belangrikste gedeelte van die totale wildbedryf. Ek sê altyd die jag is die voertuig wat al die ander goed moontlik maak binne die Wintersoek groep. Wintersoek safaris word bedryf hoofsaaklik in die Noord-Kaap.